En hier is ek weer met my Bybel voor jou deur. Nou, luister wat sê die woord van die Here vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 6. Ek vat hom weer van vers 4 af. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God. Nou kyk, luister mooi wat Paulus hier so sê. Vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en in alle kennis. Nou luister, daai woord en daai kennis waarin jy ryk gemaak is as gevolg van wat Paulus nou sê in vers 6. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is in julle. Nou jy sal sien in die 53 vertaling en al die ander vertalings behalwe die King James, so jy sien hulle sê soos die getuienis van Christus bevestig is onder julle. Nee, die Griekse woord is hen. Hen beteken in. Soos die getuienis van Christus bevestig is in julle. Nou weet jy, dis nou juis hier waar die getuienis van Christus bevestig word in jou, waar hy die emosies geheel en al uitgooi. Wat doen emosies in die Christenlewe? Die emosies betwyfel die realiteit van Christus. Ek moet nou voor die Here gaan uitlê, want ek voel ek is nie by die teenwoordigheid van die Here nie, ek wil hoor van die Here. Maar jy het nie die getuienis van Christus as bevestig in jou gekry nie. Wie ek het gaan kyk in die Grieks, wat hierdie getuienis beteken. Martenos, sê hy. Wie wat beteken dit? Beteken 'n bewys van die ooreenstemming van dit wat realisties is. 'n bewys van dit wat ooreenstem met realiteit. Hoor jy? 'n bewys van dit wat ooreenstem en die realiteit bevestig. Dis groot woorde daai. Dis groot woorde daai. Daai is woorde wat ons nie sommer ligtelik kan sê nie. Jy sien, van die Christene het nog nie die getuienis van Christus in hulle gevestig nie. En omdat hulle die getuienis van Christus nie in hulle gevestig het nie, kan die getuienis van Christus nie in hulle bevestig word nie. Hoor jy wat sê ek? Omdat die getuienis van Christus nie in die hoofstroom Christen gevestig is nie, is Christus se getuienis nog nie in hulle bevestig nie. En dis waar die objektiwiteit van Christenskap inkom. Want die objektiwiteit van Christenskap sê, ongeag wat my omstandighede is, ongeag wat ek sien of wat ek deurgaan, ek weet wie Christus in my is. Jy sien, daar vestig jy die getuienis van Christus in jou. Jy vat dit objektief, soos die Bybel dit sê. Wat die Bybel sê is wat dit is. As die Bybel sê Christus is in my, dan is Christus in my. As die Bybel vir my sê dat Christus is my lewe, dan is Christus my lewe. As die Bybel vir my sê ek en Christus is een gees, dan is dit so. As die Bybel vir my sê dat ek is met God versoen, dan is dit so. En as die Bybel vir my sê ek is vir eens en vir altyd gered, want Christus het net eenmaal in die dood ingegaan om vir my 'n verlossing te bring en dit nie weer te doen nie, dan is dit so. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê Jesus was eenmaal vir die sonde geoffer en as die offerlam vir die sonde, maar hy gaan 'n tweede keer verskyn
sonder sonde. En dit is juis hier waar die Christene vashak. Want wat gebeur as jy hierso inkom met hierdie storie van die sonde waarvoor Christus eens en vir altyd gesterf het? Dan sê Hebreërs, en hy gaan 'n tweede keer verskyn, maar sonder sonde. Jy sien, hy was 'n eenmalige offer gewees vir my sonde, en hy het eenmalig die sonde vir ewig vernietig, Hebreërs 10, en hy het vir my 'n ewige verlossing teweeggebring. Dan, as hy daai dood van die sonde teweeggebring het in my, sê die Bybel, dis vir my bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Dis presies dit. Christus het gekom dat ek en hy eenmaal sterf vir die sonde, dat die sonde in my en hom vir eens en vir altyd veroordeel word en tot niet verklaar word, en dan verskyn Christus die tweede keer sonder sonde. Want dan verskyn Christus in jou as die geopenbaarde Christus, as die lewende God, nie meer as Messias, verlosser en saligmaker nie. Want dan word hy geopenbaar as my lewe, Kolossense 3. Hier is wat ons doen, ons gaan met ons sonde na Christus en na die kruis toe. Ek bely dat die bloed van Jesus het my sonde gewas en gereinig, en ek is snot en trane voor die Here, maar môre vat ek dit weer na die Here toe. Ek vat weer, nou verwag ek, nou op grond van my sonde en my skuldbelydenis moet Christus nou weer aan my verskyn, en met Christus hom nou weer aan my manifesteer. Die Bybel sê, as Christus eenmaal gesterf het, hoe kan hy nog 'n keer sterf? As jy die bloed van Jesus vertrap, hoe kan daar weer vir jou redding wees? Met ander woorde, elke keer wat jy gaan in jou sondebelydenis na die Here en sê, o Here, ek is so swak en ek is so terrible en ek is dit en ek is dat, ag Here, vat net my sonde weg, dan sê jy forceer en jy wil Christus dan forceer om dan nog 'n keer te verskyn vir die sonde, en nog 'n keer te verskyn vir die sonde, en dan nog 'n keer te verskyn vir die sonde. Hy sê nee, hy het eenmaal was hy geoffer vir die sonde, tweede maal gaan hy verskyn sonder sonde. Wat sê Paulus? Kolossense 3. En wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, gaan ons wees soos hy is en hom sien soos hy is. Jy sien, ons Christene, in ons emosionele status, in ons emosionele korruptheid, sien ons altyd Christus vir ons sonde, vir ons sonde, vir ons sonde. Ek hoor vandag weer 'n preek oor die draadloos, waar die dominee sê, nou moet ons sonde bely. My sonde is klaar bely, is klaar afgehandel, is klaar verwoes deur die bloed van Jesus, is klaar gereinig, ek is klaar skoon gewas. Maar nou wil ek verwag, elke keer moet ek teruggaan na die wet, en nou moet Jesus weer met die sonde verskyn. Hy kan nie. Hy gaan verskyn sonder die sonde die tweede keer. En daai vir tweede keer wat hy gaan verskyn is, wanneer Christus as jou lewe in jou geopenbaar word. Jy sien, maar ons emosies forceer ons om altyd in sondebelydenis en skuld voor die Here te wees. Want ek besef nie dat ek ryk gemaak is in elke woord en in alle kennis, en dat die genade van God in Christus Jesus aan my in alle opsigte gegee is. In die Christlife sê ons, the whole bucket of grace was poured on us. Wanneer gaan jy ophou om Christus te forceer om vir die sonde te verskyn? Wanneer gaan jy daarmee end kry? Wanneer gaan jy toelaat dat Christus deur die Heilige Gees in jou geopenbaar kan word, dat hy verskyn in jou as jou lewe? Maar dit is te lekker om in my emosies en my emosionele korruptheid na die Here te gaan, want dan voel ek goed oor myself. Maar hoe voel jy dan oor Jesus? O, hy het my sonde gewas, hy het my weer skoon gewas, ag, prys die Here! Nog steeds is dit omtrent jou. Nog steeds is dit omtrent jou. Want jy so in jou emosies vasgevang, dat jy verwag dat Christus moet in jou emosies inkoop. Hy gaan nie
in jou emosies inkoop nie. As jy jou sonde bely het voor Jesus Christus, is jy gereinig, jy is geheilig, jy is vrygespreek, jy is versoen, jy is een gees met hom en jou lewe is in Christus in God verborge, uit en gedaan, finish en klaar. Jou emosies kan niks aan dit verbeter nie. Maar ons probeer altyd ons emosies gebruik in die naam van Jesus om Christus te komplimenteer, want ek besef nie hoe moordend my emosionele Christenskap is nie. Jou emosies, Christen, vermoor jou. Jou emosies skei jou van Christus, want daar is nie 'n ooreenstemming met die bevestiging van die realiteit van Christus in jou nie. Daarom sê hy, wanneer die getuienis van Christus, die getuienis bevestig is in julle, dan beteken dit wat ooreenstem met dit wat realisties is. Die realisme is, my sonde is gewas. Ek het die lewe van God in Christus Jesus. Ek en die Vader is aan mekaar verbind deur die naaldstring van Jesus Christus. Jesus is my lewe, Jesus is my persoon, Jesus is wie ek is vir die Vader, en Christus is wie ek is. Dit is hoe naby en hoe absoluut ons eenheid is met die Here. Met God die Vader. Want hoekom kan ek so sê, ek wat Boenas, want die getuienis van Christus, dit wat in ooreenstemming is met dit wat realisties is in my bevestig. Jy sien, wat het ek gedoen? Ek het dit wat Christus reeds vir my gedoen het, gevestig in my. Here, dit wat U gedoen het, is volkome en is absoluut, en ek kan absoluut niks meer byvoeg nie. Ek kan niks daarmee aan toevoeg nie. Dit help nie, ek gaan huil, snot en trane gaan in salwings en vastings en sak en as nie. Dit help nie, ek gaan na mense my te deurbid of wat ook al nie. Dit help nie, ek gaan vir mense my te bemoedig en die handjies op my te lê nie. Nee. Dit wat Christus gedoen het in opdrag van God, wat sê hy? Ek het gekom om U wil te doen, het vir my liggaam gee, wat in spysoffers, drankoffers, moordoffers, reukoffers, slagoffers, daarin het God geen behaag nie. Maar die oomblik wat jy jou emosies in die voorgrond te bring met jou verhouding met Christus, dan bevraagteken jy die realiteit van Christus. Jy betwyfel die realiteit van Christus, want jy sien hom in 'n sielistiese vlak nie, 'n geesvlak nie. En dan sê die Here vir jou, jy tree in ongeloof op. En hy het geen behaag. Sy siel het geen behaag daarin nie. Maar al wat God behaag is, dat ek vestig in my wie Christus is. Ek vestig in my, op grond van hierdie woord wat Paulus vir my gegee het, daarin vestig ek wie Christus in my is. Ek maak dit vir my en my siel bekend. Dit is wat die Bybel sê. Dit is wat Christus is. En niks en niemand gaan dit verander nie. Nie tekens nie, nie wonderwerke nie, nie salwings nie, nie vastings nie, nie sak en as nie, nie profete nie, nie bemoedigings nie, nie Jesus van Nasaret nie. Maar die realiteit deur Christus gevestig in my, deur my siel. Is vry van emosies. En wat gebeur? As ek daai vestiging in my gemaak het, dan kom die Heilige Gees. Nou luister wat sê die woord van die Here. En die Gees van God getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hoor jy? Nie op grond van jou emosies nie, maar op grond van Christus. Dan kom hy en hy bevestig dit wat gebeur het. Want dit wat Christus gedoen het, het hy klaar in my gevestig as finaal en absoluut. En nou kom die Heilige Gees met sy getuienis en hy
bevestig dit. Luister, ek sluit af. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is in julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Genadegawe beteken nie tekens en wonderwerke en spreek in taal en uitleg en daai tipe goed nie. Genadegawe is dat alles wat God in Christus sien, en Christus bepaal het, en in Christus gevestig het, het hy in my gevestig, in my bevestig, en vir my bepaal, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Daar vat Paulus dit vas. Spyker op die kop. Al hierdie dinge, die genade aan my in Christus Jesus, geen tekort aan kennis en woorde nie, die getuienis van Christus aangaande my in my geopenbaar, gevestig, dan kom die openbaring van hierdie Christus in my. Jy sien, die Here sê, gooi jou emosies uit, raak objektief in dit wat ek in Christus gedoen het, vestig dit wat ek deur Christus gedoen het in jou as die realiteit, dat die Heilige Gees kan kom, en dit wat stroop met die realiteit, bevestig in jou. Nou ek sou graag op hierdie punt wil gaan in Hebreërs 10, maar ek gaan nie. Daar's die tyd nie. Ek is klaar 4 minute oor my tyd hierso. So hoor wat ek vir jou sê. Vestig alles van Christus daadwerklik en onontbeerlik in jou hart as finaal en absoluut. Tweedens, sonder emosies. Breek weg van jou emosionele verhouding. En derdens, laat die Heilige Gees toe om hierdie Christus in jou te openbaar. Want dan in die openbaring bevestig hy alles van Christus in jou. Want dan getuig hy saam met jou gees, nie jou emosies nie, jou gees, dat jy 'n kind van God is. Ek het baie vlugtig oor hierdie punte gegaan, ek kan in baie meer detail ingaan, maar ek dink vir nou is dit genoeg. Hierdie afgelope 4 boodskappe, as jy my speel, gaan oor 'n uur se luistergenot wees. Ek sê luistergenot, want gaan vir julle grief tot in julle diepste siele in, as julle dit wil luister. Maar vestig hierdie realiteit van Christus in jou, sodat dit wat realisties in jou is, bewys is. Wat sê hy van die getuienis van Christus wat in jou bevestig is? Hy sê, dit is die oortuiging en die 100% versekering en bevestiging van alles wat waaragtig realisties is. Gaan soek hierdie woord op in die Grieks en jy gaan sien wat hy sê. Dis 'n fenominale woord. Tot ons weer gesels. Here seën julle. Totsiens.